Ek is Rinus van Sandwyk van Sion in Parys en is heerlik om vanmôre saam met jou verder te kuier in God se woord. Ek wil vanmôre op hierdie Vrydag met jou praat oor ware aanbidding. En ek lees vir jou uit Matteus 26 vers 6 en 7. En toe Jesus in Betanië was in die huis van Simon, die melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albasterfles met baie kosbare salf. En sy gooi dit op sy hoof uit terwyl hy aan tafel was. Ons weet uit Johannes se evangelie dat hierdie vrou niemand anders as Maria, die suster van Martha, was nie. Sy was 3 keer in die skrif gesien, elke keer aan die voete van Jesus. Want Maria was 'n aanbidder en haar voorbeeld spreek boekdele. Wanneer word jy werklik 'n aanbidder? Wanneer jy gebroken is, wanneer jy uiteindelik raadop is, wanneer dinge skielik nie meer vlot verloop nie, verootmoedig jy jouself voor die Here en aanbid hom. Ware aanbidding is dikwels duur. Volgens Johannes se rekord het dit Maria 300 pennies of 1 jaar se salaris gekos. Wat kos aanbidding jou en my? Ons beeld, net soos Judas Maria se daad van aanbidding sou bevraagteken, sal daar diegene wees wat vir ons sê, hou op om so heilig te probeer wees. Doen iets meer prakties. Alhoewel aanbidding duur en misverstaan kan wees, is aanbidding altyd voordelig. Nadat Maria Jesus se voete met haar hare afgedroog het, raai wat het gebeur? Haar hare het dieselfde geur as Jesus se voete aangeneem. Dis wat aanbidding doen. Is daar spanning in die lug? Is jy die huwelik op die rotse? Val julle kinders uitmekaar? Neem Maria se denkwyse. Kry julle familie bymekaar en sê, kom ons stop en soek die Here se seën vir 'n paar minute. Die sleutel is nie altyd beraad of kinderopvoedingsklasse nie. So nuttig as wat daardie dinge mag wees, lê die ware krag aan Jesus se voete. Amen.